Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie Woensdag, die 25ste Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Hierdie boek van Prediker is een van die boeke van wysheid. Wyse woorde wat daaruit groei. Wyse woorde wat ons kan inneem en aanneem. Wyse woorde wat ons kan laat groei. So neem notisie. In Prediker 5 is dit 'n hoofstuk van lewenswysheid. Lewenswysheid wat begin met die eerste vers van wees nie haastig met jou mond nie. Met ander woorde, ons moet dink voor ons praat. Ons moet baie mooi ons woorde uitlê. Want soos ons weet, die Bybel sê ook vir ons woorde het krag. Ons woorde, ons tong, moet ons bewaar. Maar luister verder en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie. Want God is in die hemel en jy op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees. Want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde. As jy 'n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie. Want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof. Jy sien, dit is ook woorde, dit is krag. En wanneer ons iets sê en dit nie nakom nie, dan spreek ons eintlik 'n vloek oor onsself uit. Dit is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Laat jou mond nie toe om op jou liggaam 'n sondeskuld te laat nie. Sien, daar kom dit, dis 'n sondeskuld, wanneer jy beloftes doen en jy dit nie nakom nie. Of wanneer jy dinge spreek en jy eerbied nie jou woorde nie, dan is dit so sondeskuld wat jy oor jouself bring. En sê nie voor die gesand van God, dit was 'n vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Luister mooi. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Jy sien, as jy beloof, as jy goed sê en jy dit nie nakom nie, kan die Vader jou handewerk verwoes. Daar kom 'n toorn. So ons moet versigtig wees voor ons praat. Ons moet versigtig wees voor ons beloftes maak. Ons moet versigtig wees voordat ons sê ons gaan iets doen. Want soos daar baie drome is, so is daar ook nietige woorde in menigte. Maar vrees God. Dit gaan nie oor dat jy beloftes gemaak het aan mense nie, of dat jy dinge gesê het voor mense wat jy gaan doen en dit nie nakom nie. Dit gaan oor wat jy voor God praat, wat jy voor God spreek, want God hou ons op die einde van die dag verantwoordelik, nie net vir ons dade nie, maar ook vir ons woorde. Jesus het ook gesê, dit gaan nie aan oor wat in jou mond ingaan nie, maar dit wat daar uitkom. As jy verdrukking van die arme en berowing van reg en geregtigheid sien in die land, verwonder jou nie oor die saak nie, want 'n hoër een loer op die hoë en die hoëres weer op hulle. Maar 'n voordeel vir 'n land onder alles is dit, 'n koning wat aan die landbou diensbaar word. Hy wat geld liefhet, kry nie genoeg van geld nie, en wie rykdom liefhet, nie van inkomste nie, ook is dit dan te vergeefs. As die goed baie word, word die eters baie. Watter voordeel het die besitter dan daarvan? Behalwe dat sy oë dit aanskou. Soet is die slaap van die arbeider, of hy min en of hy baie eet, maar die oorversadiging van die ryke laat hom nie toe om te slaap nie. Daar is 'n smartlike onheil wat ek onder die son gesien het. Rykdom wat deur sy besitter bewaar word tot sy eie ongeluk. Gaan hierdie rykdom verlore deur 'n ongeval, en het hy 'n seun verwek, dan besit die niks.
Soos hy uit die skoot van sy moeder uitgegaan het, gaan hy naak weer heen soos hy gekom het. En hy sal vir sy moeitevolle arbeid niks wegdra, wat hy met hom kan saamneem nie. So is dit dan ook 'n smartlike onheil, net soos hy gekom het, so sal hy heen gaan. Watter voordeel het hy dan, dat hy hom vermoei het, verwind? Ook eet hy sy lewe lank in duisternis, en het baie ergernis, daarby sy lyding en toorn. Kyk, wat ek as 'n goeie ding gesien het, wat voortreffelik is dat iemand eet en drink en die goeie geniet, vir al sy arbeid, waarmee hy hom vermoei, onder die son, gedurende die getal van sy lewensdae wat God hom gegee het, want dit is sy deel. Ook vir elke mens aan wie God rykdom en skatte gegee het, en wat hy in staat stel om daarvan te eet, en sy deel te neem, en hom te verheug by sy moeitevolle arbeid, is dit 'n gawe van God. Want hy dink nie baie aan sy lewensdae nie, omdat God hom laat besig wees met die vreugde van sy hart. Jy sien, dit gaan nie net oor ons woorde nie, dit gaan nie net oor ons beloftes nie, dit gaan nie net oor wat ons spreek nie, dit gaan ook oor wat ons doen, hoe ons dinge hanteer, hoe ons dinge ervaar, hoe ons dinge aanvaar, en hoe ons lewenstyl uitlewe. Doen ons dit in 'n goddelike manier, of doen ons in ons eie wys? Ons moet gehoorsaam wees aan die Vader. Ons moet toelaat dat hy ons weg vir ons aanwys. Ons moet hom ken in al ons weë. Ons moet nie sleg praat oor ander mense nie. Ons moet nie toorn voel oor ander mense omdat dit goed gaan met hulle en sleg met ons nie. Ons moet nie veroordeel nie. Luister mooi wat ek sê, die woord sê nie, ons mag nie oordeel nie. Hy sê, ons moet nie veroordeel nie. Want jy sien, wanneer ons veroordeel is, wanneer ons dinge spreek, oor goed wat ons nie sien nie, maar wat ons dink. En baie keer sê mense oor ander mense dinge, wat hulle dink, maar nie wat hulle sien nie. Wat hulle dink, omdat dit slegte dinge is wat in hulle eie harte is, beskuldig hulle soms mense van dieselfde tipe dinge. God sit in die hemel en hy kyk af op ons. En wanneer hy sien dat hierdie mense wat hy in posisies geplaas het, dinge doen wat hulle nie moet doen nie, onregverdig is, gaan hy daarmee deel. Maar ons kan bid daaroor. Ons kan ons hartstogtelike begeertes en ons hartseer en wat ook al in ons harte is, kan ons voor God neerlê. En hoop dat ons lewenswandel goed genoeg is en reg genoeg is, dat God na ons stem sal luister. Dat hy ons sal hoor, dat hy ons gebed sal hoor, want 2 Kronieke 7 vers 14 sê, ons moet onsself verootmoedig voor God. Hom vra om ons sondes te vergewe, sodat hy ons kan hoor, sodat hy ons kan vergewe, en sodat hy ons pad kan herstel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie, Vader, dat ons U kan aanroep, Here, wanneer dit goed gaan of wanneer dit sleg gaan. Wanneer ons goed voel of wanneer ons sleg voel. Weet ons kan altyd na U toe kom, Vader. Dat U altyd luister en dat U 'n God is van regverdigheid. Vader, vandag kom ons ook en ons lê al ons hartseer en al ons blydskap voor U. Al ons smeking en ons tekortkominge, maar ook dit wat ons van meer het. Vader, dat ons reg kan dink en reg kan gebruik, dit wat U ons gee, dit waarmee U ons vertrou, dat ons kan voortlewe volgens elkeen ons eie roeping, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.